Baie welkom weer eens by nog 'n episode van ons Koffiekuier reeks. Ons is besig met die Handelinge boek en ons nader nou die einde. Ons staan vandag stil by Handelinge 21. Nou dit is 'n langer gedeelte, so ek gaan nie die hele gedeelte met jou saamlees nie, maar hier en daar net sulke uittreksels uit die hoofstuk haal soos wat ons verder gaan. So jy is welkom om jou Bybel ook oop te hou langs jou. Ek dink ons dink soms dat God se leiding in ons lewe beteken dat alles van daar af net maklik gaan verloop. Dis amper soos 'n verkeerslig wat groen geslaan het en nou vloei die verkeer net maklik. En so dink baie mense dat wanneer God vir jou 'n pad oopgemaak het, dat almal rondom jou nou met jou gaan saamstem, dat hulle jou gaan ondersteun en dat daar min weerstand gaan wees. Maar nou besef ons baie keer op 'n harde manier, dit werk nie altyd so nie. Wat doen 'n mens in so 'n geval? Wanneer jy voel dat jy oortuig is deur die Here, dat jy 'n bepaalde pad moet loop, terwyl ander mense nou vir jou waarsku, maar hierdie pad gaan te moeilik wees, of selfs gevaarlik wees. Is hierdie waarskuwing van mense af dan 'n teken dat jy eerder moet omdraai? Of berei dit jou eintlik net voor op wat voor lê in die toekoms? Nou dis die spanning waarmee Paulus hierso in Handelinge 21 leef. So die groot gedagte van hierdie hoofstuk wil ek sommer aan die begin sê is, gehoorsaamheid beteken nie altyd dat gevaar gaan verdwyn nie. Soms beteken dit dat ons God getrou sal moet volg, al weet 'n mens die pad gaan moeiliker word. So Handelinge 21 sal julle lees, begin met 'n reisbeskrywing. Lukas noem hierso interessante plekke soos Kos en Rodos, Patara, Tyrus, Ptolemais en Caesarea. Nou, vir ons kan hierdie lang lys name op 'n antieke kaart vreemd klink, maar Lukas wil eintlik hier vir ons wys, Paulus is doelgerig op pad. Hy dryf nie maar net saam met die ander gelowiges of die omstandighede nie, maar hy het Jerusalem in die oog en dit as 'n bestemming gekies. Aan die einde van Handelinge 20 het Paulus reeds vir die ouderlinge van Efese gesê dat hy deur die Gees gedring word om na Jerusalem toe te gaan. Hy weet nie presies wat daar gaan gebeur nie, maar die Heilige Gees het hom gewaarsku dat gevangenskap en lyding op hom gaan wag. Nou ons sien ook Paulus reis nie alleen nie. Oral langs die pad dan ontmoet hy 'n klomp gelowiges en hulle bid saam met hom, hulle neem afskeid van hom, hulle stap self saam met hom as reisgenote tot by die strand. En daar in Tyrus dan waarsku die gelowiges Paulus om nie Jerusalem toe te gaan nie. Later kom hy in Caesarea by die huis van Filippus die evangelis aan. Nou dit is dieselfde Filippus wat ons vroeër in Handelinge 6 en 8 ontmoet het. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe van profesie het. En terwyl Paulus daar bly, dan kom daar dan ook 'n profeet met die naam van Agabus uit Judea daaraan. En dis hierso waar ons eerste kort gedeelte gaan saamlees uit Handelinge 21 van vers 10 tot 14. Terwyl ons by Filippus gebly het, het 'n profeet uit Judea met die naam Agabus ook daar aangekom. Daarvoor almal kom vat hy Paulus se beld en maak dit om sy hande en voete vas. Toe sê hy, luister wat die Heilige Gees vir julle sê. Die man aan wie hierdie beld behoort, gaan op presies dieselfde manier in Jerusalem deur die Jode vasgebind word. Dan gaan hulle hom aan die Romeine uitlewer. Toe ons dit hoor, was ons baie omgekrap. Ons het Paulus oor en oor gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie, maar hy wou nie na ons luister nie. Hoekom probeer julle om my van my plan te laat afsien, het hy ons gevra. Net nou ooreed al julle gehuil my om nie meer Jerusalem toe te gaan nie. Kom ek sê reguit vir julle, dis glad nie vir my 'n probleem as ek in Jerusalem in die tronk beland nie. Ek gee nie eens om as hulle my doodmaak ter wille van die Here Jesus nie. Toe ons besef dat ons Paulus nie kon ooreed om weg te bly uit Jerusalem nie, het ons besluit om nie verder met hom daaroor te praat nie. Ons bid net dat God se wil in jou lewe sal geskied. Mag al sy planne met jou lewe waar word, het ons vir hom gesê. So Agabus neem Paulus se gordel en bind daarmee sy eie hande en voete vas. Nou dit herinner ons aan die Ou Testamentiese profete wat baie keer baie dramatiese handelinge gebruik het om God se boodskap sigbaar te maak. So sy boodskap hierso is duidelik. Die eienaar van hierdie gordel gaan in Jerusalem vasgebind word en aan die heidene oorgelewer word. Paulus se vriende,
reageer Jesus soos mense wat vir hom lief is. En daarom pleit hulle by hom om nie te gaan nie, want hulle wou hom beskerm. Paulus antwoord egter, hoekom wil julle my hart breek? Ek is bereid om nie net 'n gevangene te word nie, maar ook in Jerusalem te sterwe ter wille van die naam van Jesus. En toe hulle besef dat hulle hom nie gaan oortuig nie, sê hulle, laat die wil van die Here geskied. Nou, het hierdie waarskuwing dan beteken dat Paulus eerder moes omdraai? Ek dink ons moet hier versigtig lees. In Tyrus hoor die gelowiges deur die Gees dat daar gevaar op Paulus wag. Agabus bevestig dat hy gevang sal word. Maar die vraag is, het die Heilige Gees vir Paulus verbied om Jerusalem toe te gaan? Of het die Gees hom eintlik net voorberei op wat daar sou gebeur? Nou die teks gee nie vir ons 'n eenvoudige antwoord wat dadelik al die spanning wegneem nie. Die gelowiges hoor die waarskuwing en daarom maak hulle die gevolgtrekking. Paulus, jy moenie gaan nie. Maar Paulus hoor dieselfde waarskuwing en hy verstaan dit anders. Hy moet weet wat voor lê, maar hy is steeds bereid om te gaan. So, die eerste afleiding wat ons hier moet maak is dat 'n waarskuwing is nie noodwendig 'n beperking of 'n opdrag om nie iets te doen nie. Wanneer iemand jou waarsku en byvoorbeeld sê 'n sekere gesprek wat jy gaan moet voer gaan moeilik wees, beteken dit nie jy moet die gesprek vermy nie, maar dit kan beteken dat jy jou beter daarop moet voorberei. Terselfdertyd moet ons Paulus se optrede hierso nie gebruik om roekeloosheid te regverdig nie. Dis nie asof Paulus hierso gevaar doelbewus najaag omdat hy iets wil bewys nie. Hy wil nie soos 'n held lyk of doelbewus 'n martelaar gaan word nie. Maar sy besluit kom uit 'n baie langdurige oortuiging van roeping. Hy het hieroor gedink. Hy het gebid hieroor. Hy het met ander gelowiges ook hieroor gepraat. En daarom moet ons ook vir mekaar sê, is daar 'n verskil tussen geloofsmoed en hardkoppigheid. Hardkoppigheid sê, ek gaan na niemand anders luister nie. Maar geloofsmoed luister juis ernstig en onderskei dan biddend en aanvaar dan verantwoordelikheid vir die besluite. So Handelinge 21 leer ons ook daarom om nederig te wees wanneer ons sê, die Here het vir my gesê. Opregte gelowiges sien ons hierso kan dieselfde situasie verskillend verstaan. Dit beteken nie noodwendig dat die een groep geestelik en die ander is nou ongeestelik nie, maar party van ons sien dalk net die prentjie anders, terwyl ander 'n groter prentjie sien. So Paulus en sy reisgenote gaan toe verder, en toe kom hulle uiteindelik in Jerusalem. En daar sien ons ontvang die gelowiges hulle ook met blydskap. Nou die volgende dag ontmoet Paulus vir Jakobus en ook die ouderlinge van die gemeente. Jakobus, weet ons, was die broer van Jesus en hy was een van die belangrike leiers daar in die kerk in Jerusalem. En Paulus vertel dan in besonderhede wat God deur sy bediening ook onder die nie-Jode gedoen het. Nou ons moet hier mooi oplet. Paulus vertel nie net wat hy bereik het nie, maar die fokus val op wat God gedoen het. En toe die ouderlinge sy verslag hoor, toe prys hulle God. Maar daarna vertel hulle vir Paulus van 'n probleem. So kom ons lees die tweede kort gedeelte dan saam, Handelinge 21 van vers 20 tot 26. Paulus, nou het ons 'n bietjie slegte nuus vir jou. Dit gaan oor jou. Ons moet jou waarsku. Daar word gesê dat jy oral vir die Jode vertel dat hulle nie meer na die wet van Moses hoef te luister nie. Hulle sê dat jy sê Joodse kinders hoef nie meer besny te word nie. Hulle hoef ook nie meer te leef soos ons godsdienstige wet voorskryf nie. Nou sit ons met 'n groot probleem. Almal in die stad sal binnekort weet jy is hier en dan gaan hulle die lewe vir ons bitter moeilik maak. Ons eie gemeentelede gaan ons ook daarvan beskuldig dat ons vriendelik is met iemand wat 'n dwaalleer verkondig. Maar ons het 'n oplossing vir die probleem. In ons gemeente is daar 4 mans wat 'n ruk terug 'n belofte aan die Here afgelê het. Nou het die tyd aangebreek dat hulle hare moet afskeer. Dis die bewys dat hulle belofte teenoor God nagekom het. En soos jy weet, moet hulle nou na die tempel toe gaan om hulle daar aan die Here te gaan toewy. Hulle moet ook 'n offer aan hom bring wat 'n klompie geld kos. Ons wil hê jy moet saam met hulle na die tempel toe gaan, betaal die geld vir hulle offers. Gaan eers na 'n priester toe in die tempel. Hy sal jou elke paar dae met 'n bietjie water besprinkel. Nou dit vat 'n week.
Na hierdie tyd kan jy dan die offers namens daardie 4 mans betaal. Dan sal almal sien dat jy nog steeds luister na die wet van Moses. Toe jy die vorige keer in Jerusalem was, het ons vir jou gesê dat Joodse gebruike sleg vir die Jode geld. Ons staan nog steeds daarby. Gelowiges wat nie Jode is nie, hoef glad nie hierdie voorskrifte gehoorsaam nie. Al wat hulle moet doen, is om te sorg dat hulle nie kos eet wat aan die afgode opgedra is nie. Hulle moet ook nie bloed drink of vleis eet van diere wat verwrig is nie. En laastens moet hulle nie seksuele verhoudings buite die huwelik aangaan nie. So daar was duisende Joodse mense in Jerusalem wat in Jesus geglo het. Hulle was volgelinge van Christus, maar hulle het steeds sterk aan hulle Joodse identiteit en hulle gebruike en die wet vasgehou. Nou dis belangrik dat ons dit hierso raak sien. Want die konflik wat ons in Handelinge 21 sien, is nie eenvoudig net 'n konflik tussen Christene en Jode nie. Baie van die gelowiges in Jerusalem was self Jode. So daar het nou hierdie gerug rondom Paulus versprei. En volgens die gerug sou Paulus vir Jode wat tussen die nie-Jode woon geleer het om vir Moses te verwerp, om nie hulle kinders te besny nie en om nie meer volgens die Joodse gebruike te leef nie. Nou dit was nie 'n regverdige weergawe van Paulus se boodskap nie. Ja, Paulus het wel geleer dat niemand deur die onderhouding van die wet gered word nie. Redding is deur God se genade en deur geloof in Jesus Christus. Maar nêrens het hy gesê dat Joodse gelowiges hulle kulturele identiteit moet verwerp nie. Die probleem met gerugte is dat hulle 'n ingewikkelde standpunt nou eenvoudig probeer maak. Iemand het iets geneem van wat hy gesê het en dan het hulle die res uitgelaat en hulle eie weergawe geskep, sodat 'n mens op die ouend nie die volle weergawe herken nie. Nou die ouderlinge stel daarom voor dat Paulus saam met hierdie 4 mans aan 'n reinigingshandeling deelneem. Hy moet ook hulle uitgawes betaal en sodoende sal die mense sien dat hy nie teen die Joodse gebruike gekant is nie. Nou dit bring ons by 'n tweede belangrike spanning in hierdie gedeelte. Het Paulus deur dit te doen sy beginsels prysgegee, net om mense gelukkig te hou? Nou ek dink nie dit is wat hier gebeur nie. Paulus probeer nie deur hierdie reinigingshandeling sy redding verdien nie. Hy ontken ook nie die evangelie van genade nie. Hy verander nie sy boodskap dat nie Joodse gelowiges eers Jode hoef te word voordat hulle aan Christus kan behoort nie. Maar hy is egter bereid om ter wille van die vrede en die eenheid kultureel sensitief in daardie omstandighede op te tree. En daar is 'n belangrike verskil hierso tussen tegemoetkoming en kompromie. Tegemoetkoming vra, wat kan ek uit liefde doen om nie onnodig 'n struikelblok te wees vir iemand anders nie? Kompromie vra, watter deel van die waarheid gaan ek moet prysgee sodat niemand ontsteld sal wees nie? Nou Paulus sien ons is bereid om sy persoonlike vryheid hier te beperk, maar nie om die kern van die evangelie te verander nie. Ons leef baie maklik met die gedagte dat enige aanpassing wat 'n mens maak in hierdie lewe is 'n teken van swakheid. Maar soms is dit juis geestelike volwassenheid om nie op elke persoonlike reg van jou aan te dring nie. Die moeilike deel van hierdie verhaal is egter dat Paulus se poging nie werk soos almal gehoop het nie. Paulus gaan toe na die tempel toe met hierdie reinigingshandeling. En teen die einde van die 7 dae, toe herken 'n klomp Jode uit die provinsie Asië hom. Nou hulle het heel moontlik Paulus geken vanuit sy bedieninge in Efese. En hulle begin toe die skare opsweep teenoor hom en beweer dat hy hulle wil leer om nie meer die Joodse wet en die tempel te eer nie. Daarby beweer hulle dat Paulus vir Trofimus, 'n nie-Jood uit Efese, in 'n verbode deel van die tempel ingebring het. Maar Lukas sê uitdruklik dat hulle Trofimus vroeër saam met Paulus in Jerusalem gesien het en bloot aangeneem het dat Paulus hom in die tempel ingebring het. So hulle het iets gesien en daarna het hulle sommer die res van die verhaal self ingevul. En so word 'n aanname 'n beskuldiging. Hierdie beskuldiging word nou 'n gerug en die gerug lei op die ouend tot 'n groot skare wat gewelddadig raak. En dit bring die hele stad in beroering. Paulus word op die ouend uit die tempel gesleep, die deure word agter hom toegemaak en die skare probeer hom doodmaak. 'n Romeinse bevelvoerder hoor van hierdie oproer en dan storm hulle
met soldate na die toneel toe. Paulus word gearresteer en met ketTINGs vasgebind. En onmiddellik dan dink ons terug aan Agabus se profesie. Die bevelvoerder, hy probeer uitvind wie is hierdie Paulus en wat het hy gedoen dat die skare so kwaad is. En omdat hy nie die waarheid kon vasstel nie, laat hy Paulus nou na 'n kaserne toe gaan. Nou die ironie is hierso baie sterk. Paulus, hy word daarvan beskuldig dat hy die tempel verontreinig het, terwyl hy juis daar was om 'n reinigingshandeling te voltooi. Hy het moeite gedoen om hierdie misverstand te probeer regstel, maar sy poging word die plek waar nog 'n groter misverstand ontstaan. En dit bring ons by nog 'n laaste punt. Jy kan nie almal se interpretasie beheer nie. En ek dink hierso lê moontlik een van Handelinge 21 se moeilikste waarhede. Paulus kon sy eie optrede beheer. Hy kon so verantwoordelik en sensitief en eerlik optree soos wat hy kon, maar hy kon nie beheer wat ander mense van sy optrede gaan maak nie. En so dink ons ook baie keer dat almal gaan ons reg verstaan wanneer ons die regte dinge op die regte manier doen. Maar dis nie noodwendig waar nie. Jy kan jou woorde hoe versigtig kies en jy kan steeds verkeerd aangehaal word. Jy kan probeer vrede maak, maar steeds van verkeerde motiewe beskuldig word. Jy kan tegemoetkomend wees en mense kan jou steeds verwerp. Ons verantwoordelikheid op die ou end is om eerlik en getrou op te tree. Ons kan nie elke ander mens se interpretasie beheer nie. En dit beteken nie dat ons nie na kritiek moet luister nie. Soms is kritiek wel geldig en 'n mens moet dit ernstig opneem. Maar dan is daar ook tye wanneer ons moet aanvaar dat ons nie elke gerig kan stilmaak of elke verkeerde aanname kan regstel nie. Hier teen die einde van Handelinge 21 sien ons, het Paulus se lewe dramaties verander. Hy het Jerusalem as vry man ingegaan en nou word hy 'n gevangene en die kaserne ingedra. En dit kan maklik lyk asof alles verkeerd geloop het. Maar Paulus moet ons hierso sien, sy arrestasie beteken nie dat sy roeping klaar is nie, maar dit verander net die vorm daarvan. Van hier af sal hy voor skares, bevelvoerders, goewerneurs, selfs konings getuig. En uiteindelik gaan hierdie pad hom na Rome neem. Want God werk nie altyd volgens die planne en verwagtinge wat ons gehad het nie. Hy kan ook werk deur dinge wat ontwrig is. En dit beteken nie dat elke teleurstelling deur God veroorsaak word nie, maar dit beteken wel dat hy teleurstellings en weerstand en selfs onreg kan gebruik tot sy eer. En dalk is dit die vraag wat Handeling 21 vandag ook aan jou en my stel. Kan ek en jy getrou bly, wanneer ons nie meer die uitkoms noodwendig kan beheer nie? Kan ek na waarskuwings luister van mense, sonder dat vrees my op die ou end oorneem? Kan ek tegemoetkomend wees, sonder dat ek die diepste oortuigings van my hart prysgee? En kan ek God vertrou, wanneer die pad anders verloop het, as wat ek gehoop het? Handelinge 21 leer ons, gehoorsaamheid is nie die vermoë om die uitkoms te beheer nie. Dis die bereidheid om getrou te bly, wanneer die uitkoms nie meer in jou en my hande is nie. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die wysheid om u leiding met nederigheid te onderskei. Bewaar ons tog daarvan om waarskuwings uit trots te ignoreer, maar ook daarvan om uit vrees weg te draai van dit wat reg is. Leer ons om ernstig na ander gelowiges te luister, maar ook verantwoordelikheid vir ons eie besluite te aanvaar. Geef vir ons die onderskeiding om te weet wanneer liefde van ons vra om tegemoet te kom, wanneer getrouheid vra dat ons by die waarheid sal bly. En wanneer ons verkeerd verstaan word, Here, help ons om eerlik en genadig op te tree, sonder om verbitter te raak. En as ons planne ontwrig word, herinner ons dat ons lewe en ons roeping steeds in U hande is. Amen.